elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Dat die Here dalk aan jou wil raak vandag op 'n spesifieke wyse. En miskien is jy nie die tipe, mense kry mos tipes mense. Miskien is jy nie die tipe wat sal reageer op 'n uitnodiging. Maar miskien wil die Here vandag verby jou tipe beweeg om iets regtig dieps in jou te doen. En meer te doen vir jou as wat jou tipe jou gewoonlik toelaat. So maak jou gemoed reg om dalk te reageer op die woord vandag. Om dalk vorentoe te kom vandag dat ons vir jou bid. Ek wil in die 1953 vertaling hierdie gedeelte of 2 verse uit hierdie gedeelte vir jou lees, want gewoonlik preek ons en ons gebruik die Nuwe Lewende Vertaling. So meeste van julle sal dalk vandag uit hom uit gelees het en dan sou jy gesien het die man sê vir Jesus, die malaatse man wat vol malaatsheid was, as u wil kan u my gesond maak. En Jesus sê, ek wil word gesond, maar ek wil vir jou uit die 53 vertaling lees, omdat die 53 vertaling dit baie letterlik vertaal, waar daar staan. En terwyl hy in een van die stede was, dis nou Jesus, kom daar 'n man vol van malaatsheid. Die bietjie malaatsheid nie vol, hy's oortrek, vol van malaatsheid. En toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek hom en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek hy die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. En dadelik het die malaatsheid hom verlaat. Baie van die vertalings sal malaatsheid vertaal as 'n ernstige velsiekte. En dit is ook korrek so, want die regte egte malaatsheid wat 'n tipe siekte van die senuwees is, as jy ook kyk na hoe hulle dit beskryf in Levitikus, dan kom jy agter, dis 'n baie wyeer term, dis eintlik velsiektes en allerlei tipe aansteeklike velsiektes, ook dikwels wat hulle onder hierdie sambreel term gehad het van malaatsheid. So dis nie noodwendig die mediese malaatsheid waar jou senuwee is nie lekker werk nie en jy nie pyn kan voel en so voort, wat dan 'n gevolg het nie. Dit is velsiektes oor die algemeen, maar daardie woord malaatsheid is baie gelaai wanneer jy hom lees in die Bybel en jy te doen kry met iemand wat malaats gehad het in die Bybel. Dit het 'n sosiale impak op iemand gehad, 'n baie groot sosiale impak, 'n baie groot finansiële impak, 'n baie groot psigiese impak in iemand se lewe, 'n geestelike impak in iemand se lewe. En ongelukkig vertaal baie vertalings hierdie woord en sê, as u wil kan u my gesond maak. En dit is reg in die konteks, want dit is wat die ou vra, Jesus moet hom gesond maak, maar hy vra baie meer as dit. Die letterlike woord, die Griekse woord daar is kartarizo, wat gebruik word. As u wil kan u my kartarizo. En kartarizo word in die ou vertaling korrek, letterlik vertaal met, as u wil kan u my reinig. Reinig. Want hierdie man vra baie meer as gesond word. Iemand wat fisiese siekte het, selfs 'n ernstige fisiese siekte, het 'n stel probleme wat saam met fisiese siekte kom. Maar iemand wat volgens die wet van Moses onrein verklaar is, het 'n hele ekstra stel probleme. Baie meer as net die fisiese siekte. Hierdie persoon is in die oë van die samelewing 'n uitgeworpene.
Hierdie persoon is gediskwalifiseer om deel te neem aan enige sosiale interaksie. Is gediskwalifiseer om deel te neem aan die godsdiens by die tempel. Wat nou nog van iets vir die Here doen? Is gediskwalifiseer van ekonomiese aktiwiteit. Hierdie persoon is regtig in 'n baie moeilike situasie. Die impak is baie groot. Want die wette wat jy van lees in Levitikus 13 en 14 oor melaatsheid en wat gebeur met iemand wat melaats is wanneer die priesters hom gediagnoseer het, en dit verduidelik presies hoe moet die priesters hom diagnoseer, en as hulle jou gediagnoseer het, en dan as jy 'n rukkie uit die kamp en dan diagnoseer hulle jou weer en sê nie, okay, die ding word gesond, reg, jy kan terugkom, of nee, dan verklaar hulle jou onrein, en die oomblik wat hulle jou onrein verklaar het, skop daai wette in, en moet jy buite die kamp gaan, jy mag nie tussen die normale mense kom nie. Inteendeel, dit was so woes, dat as ek onrein verklaar is, dan moes ek loop, en as ek iemand anders sien, nie in die straat nie, want ek mag nie in die straat wees nie, buite Kimberley, hier op die Douglas pad. As ek daar loop, en ek sou Andrew sien aankom, of enigiemand, dan moet ek skree, vir Andrew om te weet, onrein, onrein, dat Andrew weet, hy moet nie naby my kom nie. Dink bietjie die impak op 'n mens. Eendag sit jy nog hierso, die volgende dag is daar hierdie rash. Nou gaan jy dokter toe en ons terme en alles, rash, maar nou is ons onder die wet, en hier oor 'n week is nou die rash versprei, onrein. Niks 'n GTD kerk, Hebrew koffie Sondag nie. Niks se terug aan werk toe nie. Niks se mall nie. Diamond Pavilion Mug and Bean is verby. Probeer dink die impak. Niks se gaan jou kinders skool toe vat. Nee. Uit. Uit Kimberley uit. Uit. Weg. Onrein. Skielik is jy in hierdie omstandighede. Dink wat doen dit aan jou besigheid, aan jou as 'n mens. Dink die vieslike stigma wat aan so 'n persoon dink. Wat dink jy doen dit aan jou selfbeeld? As jy onrein verklaar word deur die wet en deur die samelewing. En almal wat jou sien sê onrein. Nee, dis dit onrein. Bly weg van hom af, bly weg van hom af, moenie naby hulle kom nie. So wanneer hierdie ou voor Jesus neerval en hy sê, as hy wil kan U my rein maak, sê hy baie meer as kan U my gesond maak. Hy sê, U kan my herstel. Ek kan terug in die samelewing kom. Ek kan weer soos 'n mens leef. Ek kan weer vriende hê. Ek kan weer besigheid doen, ek kan weer werk toe gaan. Ek kan weer deelneem aan die godsdiens by die tempel, ek kan weer aanbid, ek kan my hand opsteek en koffie maak by Hebrews. Ek kan 'n groep, plakgroep, join by TD Kerk. Ek kan weer vir mense bid in die kerk, ek kan deelneem, ek kan weer aan mense raak. Mense kan weer aan my raak. Dis wat hy sê wanneer hy voor Jesus val. Nou, in ons lewe, en dis waarby ek wil uitkom vandag, dis waarheen ek op pad is daar dikwels ook dinge wat ons voel, ons onrein maak. En dit het miskien nie die impak van 'n melaatse nie, dit is miskien nie ooglopend nie. Maar partykeer dra mense dinge. Partykeer dra mense iets. Partykeer gerespekteerde mense. Hulle doen goed in die samelewing, mense kyk op na hulle, hulle funksioneer goed. Maar binne in jou draai jy 'n ding van ek voel gediskwalifiseer. Ek voel of ek gediskwalifiseer is vir een of ander iets. Die Here kan my nie gebruik nie, want daai tyd
onthou ek dit. Dit en dit het gebeur. Miskien is dit 'n stigma wat aan jou hang. Miskien is dit 'n sonde waarteen jy nie wen nie. Wat niemand kan so simpel ding wees soos rook, en jy voel ek wen nie hierdie ding nie, en daarom kan ek nie my hand opsteek nie. Dit is 'n stupid ding. Kan 'n dieper ding wees. Jy voel jy wen nie. Dalk iets in jou verlede wat jy jouself nie heeltemal voor vergewe het nie. Wat jy voel in sekere situasies maak dit my onrein. Ek kan nie daar ingaan nie, ek kan nie daar beweeg nie, ek kan nie daar funksioneer nie, want ek dra hierdie ding. Dit kan ook iets wees wat ander mense teen jou hou, reg of verkeerd. Ag, jy kom uit daai deel van die dorp. Jy het groot geword in Brakpan. Net neem die vorige voorsitter van ons netwerk kom uit Brakpan uit. Wys jou wat die Here kan doen. Wie kom uit Brakpan uit? Ons smart mense wat uit Brakpan uit. Ek neem net 'n voorbeeld. Nee, Benoni. Ag, jy het by al daai ouens geslaap. Moenie jou nou heilig hou in die kerk. Was jou pa nie daai skelm? Jou ma's mos die mal dronk een. Hoor wat ek sê. Partykeer is dit ander mense se sonde wat teen ons gepleeg is. Iemand wat jou gemolesteer het. Iemand wat jou mishandel het. Of jou afgekraak het. Of jou so geknou het. Of ons het verwerping beleef. By die skool. En die maats het op 'n manier met jou gewerk en jou laat voel, jy staan daar buite. Jy dra daai saam met jou, jy het net nie die confidence nie, want jy voel ek het hierdie ding, ek het hierdie merk. En dalk sien ander mense dit nie, maar jy sien dit, jy voel dit. Net wanneer jy dink jy gaan vorentoe gaan, dan voel jy hierdie merk, of wanneer jy voel die Here beweeg, dan voel jy nie, maar ek kan nie hier staan nie, want ek het hierdie merk, of wanneer iemand sê, man, jy kan, en jy sê, nee, ek gaan nie die kans vat nie, want in jou gemoed, sonder dat iemand dit dalk sien, voel jy dra hierdie merk, jy voel of jy nie genoeg is nie, jy voel of jy gediskwalifiseer is vir hierdie rol, en jy dra dit, al sien iemand dit nie. Die ou sin was ooglopend, maar meeste van ons sin is nie ooglopend nie. En ek is 'n pastoor, en ek sal vir jou beloof, almal is normaal, tot jy hulle leer ken. Ek kan boeke skryf wat ek nou nie sal doen nie, want dit is vertroulik. Maar as ek vir jou vertel wat die normale mense wat my al kom sien het, en wat ek mee te doen kry. En ek wil net noem vir die rekord, my gesin is super normaal. Ek het net te laat daaraan gedink om een van daai reality shows te doen, maar ek dink as ons dit moes doen, het die Kardashians niks op ons gehad. My familie saag is. En die vyand hou daarvan om te sê, maar dit diskwalifiseer jy. Gelukkig het ek met Jesus te doen gekry. Maar wat ek vir jou wil uitwys is Jesus se meegevoel. Want niemand wil aan so iemand raak nie. En wat doen Jesus? Die eerste ding wat hy doen, nog voor hy met hom praat, vat hy aan hom. Hy vat aan hom. Hy raak aan hom. Hy sê, ek wil. Ek wil.
ek wil. En Jesus maak daar sy intensie met ons lewens baie duidelik. Hy sê ek wil. Wat ook al dit is wat jou onrein verklaar het selfs in die oë van die wet, selfs in die oë van die kerk, selfs in die oë van godsdiens, selfs in die oë van die samelewing, selfs in jou eie oë, wat ook al dit is wat jy dink jou onrein verklaar het. Jesus wil aan jou raak en hy wil sê, wil jy weet wat wil ek doen? Ek wil jou reinig. Dis wat ek wil doen. Hy kom sê dit onomwonde. Dis wat hy voor gekom het. Hy reinig mense. Dis waarvoor hy dit gekom het. En dalk het jy 'n issue vandag hier. Dalk sit jy met 'n issue, jy dra dit al 50 jaar. Dalk is dit die laaste 10 jaar. Maak nie saak nie, dalk sit net die laaste week en die vyand speel met jou gedagtes. Maar ek wil vir jou sê, vandag wil Jesus kom en daar's vir mense wat hy wil aanraak vandag en sê, ek wil word gereinig. En hy wil hê daar moet iets met jou gebeur in jou gemoed, in jou gees, in jou binneste, in jou siel, dat jy uitstap sonder daai ding. Wat dit ook al is. Laat dit klaar is. Ons 'n mooi belofte in 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hoor mooi wat Jesus sê, ek kom vergewe nie net jou nie. Ek reinig jou. Ek kom nie net en ek vergewe jou nie. Ek reinig jou. Dis nie meer daar nie. Dis nou weg. Want toe Jesus vir daai ou sê, ek wil word gereinig, toe's dit nie meer daar nie. Dis soveel nie meer daar nie, dat hy kan na die priesters toe gaan en sê, ondersoek my as julle wil, dis weg. Dis nie meer daar nie. Jesus reinig. Hy vergewe nie net nie, hy sê nie, wat ook al jou gekry het op hierdie punt, dis verby, ons praat nie op hierdie, dis vergewe. Maar hy gaan verby, hy sê, nie net vergewe ek nie, ek reinig, dis nie meer daar nie. Dis asof dit nooit daar was nie. Dis wat hy kom doen. En ek wil vir jou sê, dis wat Jesus vir jou doen. Maar nie net kom reinig hy, wat ook al jy op jouself gesit het nie, selfs alle ongeregtigheid, iets wat iemand anders op jou kom sit het. Wanneer jy jou sonde bely, kom hy en hy reinig dit. Wat ander mense aan jou gedoen het. Hy reinig dit. Hy maak dat dit nie meer daar is nie. Hy kom doen 'n kompleet werk. Dalk sit jy met 'n stuk verwerping. Hy sê, jy het by my uitgekom. Ek wil daai verwerping wegvat. Jy gaan nie meer so leef nie. Jy gaan nie meer jou kop laat hang nie. Jy gaan nie meer terugdeins nie. Ek wil word gereinig, word gesond, word totaal herstel. Dit is interessant dat wanneer iemand na die priesters toe gegaan het en hulle was melaats, maar hulle is gesond geword, op hoe ook al, in die geval het hierdie ou by Jesus uitgekom. Jesus het aan hom geraak en 'n wonderwerk vir hom gedoen in een oomblik. Maar daar was baie spesifieke prosesse hoe hulle moes herstel word. Dis eintlik 'n baie interessante studie as jy dit gaan doen. En op 'n ander dag kan ek oor dit preek, want dit wys eintlik op klomp goed wat Jesus kom doen. En wat Jesus kom vervul het. Maar 'n magtige storie, jy moes eers buite die kamp wees, daar was 'n stuk rituele wat jy gedoen het buite die kamp, en jy het sederhout en skarlakenwol en hyssop gevat en al daai goeters, en dan moes jy 'n voël doodmaak oor 'n erdekruik met vars water en 'n ander voël vat en die bloed sprinkel in die oor en allerlei dinge. En dan jy die voël laat gaan, en as dit gewerk het na 7 dae, dan was daar weer 'n klomp goed wat gedoen het, jou oë en hare en wenkbrauwe en alles is afgeskeer en jou klere gewas en allerlei goeters en jy het gebad, en op die 8ste dag kon jy terugkom in die kamp, maar eers deur offers te bring vir die tabernakel, en is 2 lamme en dan is dit 2 duwe en dan is dit, is 'n magtige storie, en ons olie en ons al die goed, en dis 'n sonoffer en 'n brandoffer en 'n graanoffer en 'n skuldoffer, en dit wys als eintlik op die evangelie en hoe God kom en dinge doen. Dis wat alles moes gedoen het. So toe Jesus vir hom sê, gaan na die priester toe sou hy nou deur hierdie rituele gegaan het.
maar hy sou terug geïntegreer gewees het. Maar nou kom Jesus en hy sê, gaan, hier in vers 14, toe het hy hom beveel, om dit aan niemand te vertel. Maar, sê hy gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou die reiniging, soos Moses voorgeskryf het, vir hulle tot 'n getuienis. Dis interessant, hy sê hy moet vir niemand vertel nie, maar hy sê vir hulle tot 'n getuienis. Hoekom wil Jesus sê hy moet vir niemand vertel nie? Wel in hierdie konteks as jy aanlees, sal jy sien die skare is dit net te veel geword. Dit het crowd control het 'n probleem geword vir Jesus. Want jy kan nou imagine as iemand hier opdaag en hy maak almal gesond wat siek is. I mean, jy sit in 'n ry by die dokter, weet jy wat gaan hier gebeur? So is crowd control, maar tog sê Jesus vir hulle as 'n getuienis. So wie sê hulle vir wie dit 'n getuienis is? Want hy sê moenie vir almal gaan vertel nie, maar gaan of dis vir die priesters 'n getuienis. Want hulle gaan met hom werk en hulle gaan sien jy's gesond. Hoe's jy gesond? Hoe dit gebeur? Sê nie ek het 'n man ontmoet. Sy naam is Jesus. Hy het aan my geraak. Hy mag nie aan jou raak nie, jy was melaats. Die wet sê hy mag nie aan jou raak nie. Ek weet, maar hy het nog steeds aan my geraak. En hy het gesê ek wil jou reinig. Maar toe hy aan my raak, toe doen hy iets wat die wet nie kan doen nie. Jy sien maar die wet kan net diagnoseer. Dit kan nie behandel nie. En die wet is heilig en goed en reg. Dit kan vir jou uitwys wat is die probleem met jou. Maar daar's nêrens in daai wette in Levitikus iets van hoe om dit te behandel nie. Dis maar net hoe om dit te diagnoseer. As die ou siek is, moet hy uit. En as hy gesond is, mag hy terug. Maar daar's niks in die wet wat iets kan doen aan die situasie nie. En dikwels sien ek mense wat 'n ding dra in hulle lewe, probeer kompenseer met godsdiens vir dit wat hulle dra. Ek wil vir jou sê, geen vorm van godsdiens, geen vorm van die wet kan dit behandel nie. Dis 'n getuienis tot hulle om vir hulle te sê, priester, ons het nou met iemand te doen wat kan behandel. Nie net kan diagnoseer nie. Dis Jesus. 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 Geen hoeveelheid godsdiens kan 'n mens behandel nie. Maar Jesus, wanneer jy by Jesus uitkom, wanneer hy aan jou raak, reinig hy jou van alle ongeregtigheid. Hy het daai vermoë om dit te doen. Iets wat ek raak sien by hierdie man, en dit is hoekom, daar was baie belaatses, maar die een is gesond, hy's gereinig. Hoekom? Want hy was desperaat, hy het gesê, ek gee nie om, dit staan nie, toe hy in een van hulle stede was, wat soek hierdie ou in die stad? Hy mag nie daar wees nie. Maar hy het gesê, ek weet ek mag nie in die stad wees nie. Ek weet niemand mag aan my raak nie. Maar ek het gehoor van iemand wat sy naam Jesus is. En as ek by hom kan uitkom, Here, as U wil. So die ou het 'n duidelike oortuiging gehad dat Jesus kan. Hy was onseker of Jesus wil. Maar Jesus antwoord hom en sê, ek wil. En Jesus kan nog steeds wonderwerke doen. Hy kan nog steeds 'n ding van jou aflig wat jy in jou gemoed dra wat niemand van weet. Of dalk weet almal daarvan en dis die ding wat jy dra. En hy kan dit nog steeds van jou gemoed afhaal, maar vandag sê ek vir jou, hy wil ook. Maar die ou was desperaat. Ek kan net dink, toe hy daar in die stad was en mense sien, want hy was vol van melaatsheid. Hulle sê op hom gevloek en gesê, wat soek jy? Kom weg. Wat is jy in ons middag? Jy mag hier wees, jy gaan uit, gaan weg. Ek kan net dink hoe die mense met hom gemaak, maar hy het nie omgegee nie. Hy wou by Jesus uitkom. En dit het uitgewerk vir hom. Hoekom sê ek dit? Want baie keer
Sal iemand liewer respektabel lyk vir ander mense, maar loop met die malaats in hulle hart, die pyn of die issue of die wat ook al. Vir my belangriker om deur almal te beer by Jesus uit te kom, sodat ek gereinig word. Nie meer daai ding dra nie. Nie meer daai ander ou se wat hulle oor my gesê het dra nie. Nie meer wat hulle aan my gedoen het dra nie. Nie meer daai skuldgevoel dra nie. Nie meer daai ding waarmee ek stoei dra nie. Dis my belangriker as wat almal om my sê, dis my belangrik om by Jesus uit te kom dat hy vir my aanraak, dat hy vir my 'n wonderwerk doen. En dan was vir die ou belangrik en dis hoekom hy daar uitgekom het. Terwyl ek voorberei aan hierdie preek, besef ek het al so baie, ek meen ek's nou al 14 en 'n half jaar hier. Wie saam my al so lank hier? Well done. En ek het baie uit my lewe uitgedeel, maar ek besef daar's 'n komponent wat ek nog nooit baie oor gedeel het nie. En dit is verwerping. Die geweldige verwerping wat ek deur is in my lewe. En eendag was daar 'n geleentheid in 'n diens. As 'n jong man. En ek het vorentoe gegaan op die uitnodiging. En die Here het iets aan my gedoen, hy het aan my geraak. Miskien sal ek op 'n ander kol meer oor dit deel, maar ek het nie gehuil nie. Ek het geskreeu soos ek huil. Naderhand wou hulle aangaan met die diens, maar hulle kon nie, hulle moes my verwyder. Maar weet jy wat, dit was miskien nou nie impressive vir die mense nie. Maar hier staan ek vandag. En ek sou nie hier kon staan sonder daai nie. Dat Jesus aan my kom raak het. Ek kon gesê het nee. Ek sal my liewe met hierdie loop, solank almal dink ek's fyn. Ek wil nie hê mense moet dink ek's fyn nie, ek wil fyn wees. Jesus kom doen dinge vir mense. En ek gaan 'n uitnodiging maak nou. En ek wil vir mense bid. En dit beteken nie jy gaan skreeu nie, jy gaan dalk net kom en dat iemand vir jou bid en gaan sit, maar die Here gaan iets vir jou doen. Dan miskien kan jy vir ons kom speel. Ek gaan 'n gebed maak en dan gaan ek vra as jy sê daar's iets wat ek stoei. Wat dit is irrelevant, jy hoef dit nie eers te kom sê nie. Miskien is dit wat ander ouens van jou gesê het. Miskien is dit ook 'n stuk verwerping. Miskien is dit 'n skuldgevoel wat jy dra. Miskien is dit iets wat almal van weet. Maar as tyd dat jy gereinig word, dan wil ek jou nooi om hier voor te kom staan. Jesus, ek bid vanoggend vir elke mens in hierdie plek, dat U deur die Heilige Gees harte kom deursoek. En Vader, ek weet U het 'n afspraak met iemand vanoggend. Ek bid dat daardie persoon sal weet, daar's 'n geleentheid wat U iets wil doen. En elkeen van daai mense nou die vrymoedigheid sal hê om te sê yes. Kom doen vir my iets, Here. So terwyl almal so in gebed bly, wil ek mense nooi om hier voor te kom staan. Ons bidders gaan saam met jou bid. Ons bidders gaan saam met jou bid. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.